Goeiedag. Ek nooi jou uit om saam met my stil te word met vandag se woord. Ons fokusteks vandag is Lukas 22 van vers 45 tot 46. Ek nooi jou uit om dit stadig saam met my te lees. Toe hy na sy gebed opstaan, gaan hy na die disippels en vind hulle van droefheid aan die slaap. En hy het vir hulle gesê: "Waarom slaap julle?" Vandag se teks skets die verhaal van die karakters wat eerstehandse getuies was van die grootste gebeurtenis in die menslike geskiedenis, naamlik die verlossing van alle mense en die koninkryk van God wat naby gekom het. Wanneer Karel Barth in sy Goeie Vrydag preek oor hierdie teks spreek, wys hy uit hoe in Jesus se uur van nood die naby mense eintlik die verste van hom was. In die hitte van die oomblik, wanneer dit sin sou maak om wakker te wees, om aandag te gee aan hulle leermeester en God se werk in hulle midde, kom daar 'n baie spesifieke versoeking. Die versoeking om te slaap. Alhoewel die disippels fisies geslaap het, word die tema van slaap in die Bybel herhaal as 'n beeld vir mense wat onbewus is van God in hul midde. Mense wat onbewus is van sy teenwoordigheid en sy werk reg by hulle. So hierdie beeld word in die Ou Testament gebruik in een van my gunsteling tekste, Jesaja 60 vers 1, waar God letterlik in die Engelse vertaling sê: "Rise and shine." Staan op, word wakker, skyn en voel my lig wat oor jou lig skyn. Paulus verwys self in Efesiërs 5 waarskynlik na hierdie teksgedeeltes, wanneer hy gelowiges aanmoedig om op te staan en wakker te wees. So, in die klimaks van die Bybelse verhaal, in die skadu van Getsemane, kom die oproep. Wees wakker, wees bewus, gee aandag, God is hier, sy koninkryk is naby. Hy doen iets groots in ons midde. So al is hierdie 'n antieke oproep vanuit die eeue uit, is dit in besonder relevant vir ons tyd vandag. Daniel Goleman skryf in sy boek Focus watter groot aanslag daar op mense se aandag vandag is. Ons gee nie meer intentioneel ons aandag aan selektiewe dinge nie, maar eerder word ons aandag getrek deur allerlei spectacular, flashy goed. Dit lei daartoe dat ons aandag so spandeer word op nuttelose dinge, eerder as dit wat vir ons saak maak. Dit is presies waarteen Paulus waarsku in Efesiërs 5. Daar is 'n legio dinge wat in die wêreld ons aandag kan geniet, maar ons word in die middel van dit alles opgeroep om eerder wakker te wees, aandag te gee aan wat God in en deur en om ons doen. Nog 'n skrywer, Neil Postman, skryf in sy boek Amusing Ourselves to Death oor hoe plesier en vermaak die mensdom verdoof. Dit is nog 'n manier waarop mense spreekwoordelik aan die slaap gesus word. Meeste van ons is self in so 'n gewoonte, of ken ten minste iemand wat hulle self laat verdoof, hulle gees laat verdoof deur tegnologie. God se oproep om wakker te wees, druis deur ons moderne susmetodes in, wat ons aan die slaap probeer maak en aan die slaap probeer hou. Jesus se vraag aan sy disippels: "Waarom slaap julle?" was nie vir sy eie onthaalwe nie, hy weet waarom hulle aan die slaap geraak het. Hulle was hartseer, moeg en oorweldig. Tog vra hy hierdie vraag sodat hulle kan artikuleer wat hul diepste hinkering is, artikuleer vir hulle self en artikuleer vir God. Wat is die realiteit van hulle innerlike landskap?
Wat keer jou om ten volle teenwoordig te wees as 'n getuie van wat God in jou nabyheid doen, van die werk wat hy in die wêreld doen? Wat steel jou energie? Wat maak dat jy nodig het om jou gees te verdoof? Wat is jy bang om te voel? Dalk is daar onuitspreekbare verliese, soos wat die disippels gehad het wat hulle moeg gemaak het. Wat maak jou moeg? Wat oorweldig jou? Neem 'n paar oomblikke om jou diepste hinkering en toestand van jou gees met God te deel. So ons in hierdie lentreis kom die uitnodiging om na die Here toe te kom en hom te smeek dat hy ons 'n diep bewussyn sal gee van sy liefde en sy teenwoordigheid in ons lewe. Kom ons bid hierdie een reeltjie saam. Here, ek vra vir 'n diep bewussyn van u liefde. Amen.